Die dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Welkom by Geloofspad. In Johannes hoofstuk 10 vers 10 beloof Jesus vir ons iets buitengewoons. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Maar wat beteken dit werklik? Hoe kan ons hierdie oorvloedige lewe wat Jesus bied in 'n wêreld vol afleidings en valse beloftes omhels? Vandag ondersoek ons die diepte van hierdie belofte en hoe ons lewens in lyn kan bring met sy plan vir ons. Jesus, die goeie herder, is nie net 'n versorger van ons lewens nie, hy is die gewer van lewe self. Hy het sy lewe vir ons afgelê en verlossing aangebied, nie net vir ons oorlewing nie, maar vir 'n oorvloedige lewe, een wat oorloop van betekenis en doel. Hierdie oorvloedige lewe gaan nie oor materiële rykdom of vlugtige plesier nie. Dit gaan oor verlossing, die ewige lewe en om getransformeer te word in die persoon wat God ons geskep het om te wees. Jesus waarsku ons egter ook van die diewe wat probeer steel, doodmaak en vernietig. Hierdie diewe kom in baie forme voor. Afleidings, valse ideologieë of ongesonde gewoontes wat ons van God se plan kan wegtrek. Om die oorvloedige lewe te lei, moet ons eers hierdie diewe identifiseer. Is dit sosiale media, besighede of selfgesentreerde strewes wat jou van vrede beroof? Om hierdie diewe te herken, is die eerste stap. Sodra ons weet wat ons aandag aftrek, moet ons prioriteite herrangskik. God roep ons om hom eerste te stel, om ons daar saam met hom te begin en om sy leiding op elke terrein van die lewe te soek. Wanneer ons God eerste stel, maak hy ons harte oop vir die oorvloedige lewe wat hy beloof. Ten slotte, om onsself in die sakramente te verdiep, is die sleutel. Deur die Eucharistie ontvang ons Christus self, ons ware bron van lewe. Die sakrament van versoening bring ons terug na die Vader wanneer ons afdwaal, wat ons gees vernuwe en ons gemeenskap met hom verdiep. Hierdie heilige oomblikke verbind ons met die bron van oorvloedige lewe wat ons van binne na buite transformeer. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U vir ons lewe in oorvloed bied. Help ons om die diewe te identifiseer wat ons vrede en vreugde steel. Gee ons die genade om ons prioriteite te herrangskik en U in die middel van ons lewens te plaas. Versterk ons om ten volle in U liefde te lewe, die genade van die sakramente te ontvang en op U beloftes te vertrou. Mag ons lewens die oorvloedige lewe wat U gee, gevul met hoop, vrede en doel weerspieël. Amen.